Goeiemôre en baie welkom hier op die program Herleef saam met my pastoor Cornelius Lou. Nou van die van julle wat nie bekend is met ons program nie, ons saai uit elke Sondag om 11:30. So elke Sondag om 11:30 kan julle luister en kyk na dit wat ons hier doen op die program Herleef. En ek wil ook net vir julle noem vir die van julle wat nie toegang het tot 'n dekodeerder om lewendig die opnames te kyk wat op 'n Sondag uitgaan nie, is julle ook welkom om op Kruiskyk se sosiale platforms te gaan en natuurlik ook hulle YouTube kanaal, want dieselfde tyd wanneer dit op 'n Sondagoggend lewendig uitsaai, sal dit ook op daai platforms beskikbaar wees. Nou, ek wil vir julle noem dat ek gaan nie vandag en vir die volgende paar weke woord bedien nie, maar ons is vandag opgewonde om die nooddienskapelaanskap by ons te hê wat vir julle woord gaan bedien, en vanoggend wil ons graag Dominee David Nieboer aan die woord stel, wat vir julle vanoggend woord gaan gee en ook vir die volgende paar weke wat gaan kom. Nou, ons wil nie meer tyd in beslag neem nie, so ons gaan nou vir Dominee David Nieboer aan die woord stel en hy gaan vanoggend die woord vir julle bedien. Goeiedag liewe kyker, ek is Dominee David Nieboer en dit is vir my 'n wonderlike voorreg om ook gedurende hierdie Kersseisoen met u te mag deel uit die woord van die Here. Vandag gaan ons ook lees uit Lukas 1, daar gaan ons lees vanaf vers 26, maar voor ons dan ook die woord van die Here oopmaak, kom ons bid net saam. Ons dierbare God, o Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om weer u woord te mag oopmaak. Ja Here, in die begin van hierdie Kersseisoen, wanneer ons gedenk die feit dat u Jesus na die aarde toe gestuur het vir ons, wil ons vir u kom vra, Here, wanneer ons u woord oopmaak, u lewende woord, u dit wel ook lewend sal maak in elke lewe van elke toehoorder van u woord vandag. U wat elke hart ken, u wat weet wat dit is wat ons nodig het. Praat met ons uit u woord. Mag u woord lewend word binne ons. Mag dit ons vul met hoop en nuwe krag. Dat wanneer ons ook hierdie Kersfeesseisoen binnegaan, die Christusfees, dan wil ons sê dankie Here dat u vir ons die grootste geskenk ooit gegee het. Maar ons vra ook Here, dat u vandag uit u woord dan met ons sal praat. Want ons het so nodig om van u te hoor. Dit is net u wat ons help, dis u wat ons dra, en dis u wat vir ons voorsien. Daarom is en bly dit my gebed. Spreek Here, want u kinders luister. Amen. Ek lees vir ons uit Lukas hoofstuk 1 vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek begroet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers, tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth,
het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat u gesê het. Toe het die engel van haar weggegaan. Tot sover ook ons skriflesing vandag. Die tema vandag is God kies jou. Weereens is ons in 'n bevoorregte posisie om in hierdie tyd van die jaar te mag staan en uit hierdie baie ou en bekende verhaal te mag lees. Soos amper elke Kersfeestyd kom ons na hierdie bekende gedeelte toe om weer te luister na die boodskap van die engel, weer te hoor na sy besoek aan Maria, die belofte wat hy aan haar gemaak het, oor wie hierdie kind sou wees. En uit haar boodskap wat sy ontvang het, raak ons saam met haar ook opgewonde oor hierdie wonderlike boodskap. Hierdie boodskap, die goeie tyding, en weet ons, binnekort gaan ons weer saam Christus se geboorte, sy koms na die aarde kan vier en gedenk. Maar wat is God se boodskap dan vir jou en my vandag uit hierdie gedeelte? Ek sou graag die boodskap wat ons daaruit kry wil bekyk, as ons kyk na die woorde wat die engel gebruik het aan Maria. Die eerste kragtige woord wat ek wil gebruik, is die woord begenadigde. Hierdie woord dui duidelik op die feit dat God ons uitgekies het om sy genade te ontvang. Dit was 'n doelbewuste besluit van sy kant af om uit te reik na ons toe en sy genade aan ons bekend te maak. Die engel herhaal hierdie woorde later as hy vir haar sê, God bewys genade aan jou. Hierin lê een van die mees kragtigste waarhede van Jesus se koms na ons as mense hier op aarde. Ons kon dit nooit in ons eie verdien nie. Ja, selfs in ons beste pogings is daar absoluut niks wat ons in staat kon maak om hierdie genade te verdien nie. Maar God het in sy groot liefde gekies om hierdie genade aan ons, elke liewe een van ons, te betoon. En genade is presies net dit, genade. Dit is nie iets wat ons verdien nie. Dit is nie iets wat ons uit ons eie uit kan bekom nie. Dit gaan oor 'n ongelooflike groot vergifnis wat aan ons gebied word. Want ons verdien geen van hierdie genade nie. Inteendeel, ons verdien eerder die teenoorgestelde. Maria was ook maar net 'n arme meisie. Ons weet dat sy in die agterbuurte maar groot geword het van Israel. Maar Nasaret was 'n dorpie wat glad nie geken was vir sy goeie mense of sy ryk en vername buurte nie. Maar teendeel is waar. Dit is waar die swaar kry was, waar die arme mense was, hulle wat uit die samelewing uitgestoot was. Die enigste ding waarop sy heel moontlik maar haar roem kon roep, is dat sy ook 'n afstammeling uit die stam van Dawid was. Maar dis ook maar al. Haar grootste droom wat sy seker maar kon hê, is om ook moontlik eendag 'n man te kan hê. 'n Man te kry wat haar sal lief hê, haar sal aanvaar en wat vir haar dalk kan kinders gee. Want om 'n ma te wees is die enigste beroep wat sy vir haar kon maar uitdink. Die enigste goeie ding wat in haar lewe sou kon gebeur. Dit was vir haar die grootste prestasie as sy net hierdie eer sou kon kry. Sy het geglo dat die Here in sy groot genade dit eendag ook aan haar sal gee, want in hierdie stadium het sy ook 'n verloofde gehad, Josef. Net soos Maria is die genade wat aan ons geopenbaar word deur God soveel groter as enigiets wat ons maar self kan uitdink of self kan droom. Want ons is ook maar net sondaars. Ons verdien eintlik maar net die dood en die hel. Maar God het vir ons deur hierdie Kersboodskap vandag ook goeie nuus kom bring.
Hy het vir Jesus ook na ons toe kom stuur, waar ons hom so nodig het. En daardeur is ons ook sy begenadigdes. God het ook gekies om aan ons hierdie genade boodskap te bring vandag, om vir ons te sê, hy het besluit om dit vir ons moontlik te maak, dat ons hoef nie die dood en die hel in te gaan nie. Ons kan dit ook vryspring. Ons kan soveel meer wees, deur net hierdie Kersgeskenk wat aan ons gegee is, aan te neem. God wil ons sy kinders maak. Ons sal vrygemaak wees van die sonde se wurggreep, en eendag sal ons saam ook in die ewige lewe kan ingaan, as erflating dit ook kan ontvang. Ons sal saam met hom in die hemel kan wees. Die genade van ons Here Jesus Christus is so groot. Maar as ons dit as erfporsie wil bekom, sal ons die grootste Kersgeskenk ooit ook eers moet ontvang. Ontvang. Nie verdien nie. Want ons kan nooit God se genade verdien nie. Daarvoor is ons nie perfek genoeg nie. Elke dag, en in my geval, heel moontlik meer as een keer op 'n dag, stel ek die Here seker so te leer met die foute wat ek maak. Want ek is nie perfek nie. Ons maak soveel foute. En selfs in ons beste en ons edelste van ons pogings om tot sy diens te wees, skiet ons so ver tekort daaraan en bly ons maar net sondaar mense. Dan kom die ou duiwel ook nog en oorreed ons dat ons eintlik ook nie goed genoeg is nie. En dat ons sonde en ons swakhede net so groot is, dat ons eintlik glad nie die Here se genade verdien nie. Die ou duiwel is so lief daarvoor om ons op ons swakpunte te wil wys, om ons te herinner dat ons soveel foute maak, om ons te laat besef ons is nie perfek nie, en daardeur ons te laat twyfel of ons die Here se genade kan kry. Maar wie het ons gemaak? Wie is die Here wat ons geskep het, toe ons nog in ons moeder se skoot was? Wie het ons geskep met goeie en sterkpunte? Wie ken ons so goed en weet dat hy ons geskaap het, perfek vir sy doel hier op aarde, foute en al. So lief het hy ons gehad. Ons God, wat ons elke een met die hand self gemaak het, en ons sy kinders wil noem. Jy weet, die Bybel sê, almal het gesondig. Inteendeel, as ek reg onthou, sê die Bybel dit iets so 27 keer. As ons praat van hoeveel keer die Bybel praat van wat se sonde daar in die mense is, praat ons van by die 700 keer. Dit is net so oor die 670 of so iets keer. Maar die woord van God kom vandag na elke een van ons toe. En God kom groet ook vir jou vandag. En hy noem jou begenadigde. Want vir jou is daar genade. Vir jou het die Here ook gekom. En sy boodskap is vir jou. God wil vir jou kom sê vandag, hy het jou ongelooflik lief. Ten spyte van die feit dat nie eers een van ons perfek is nie. Nie eers een van ons dit kan verdien nie. Hy het ons ongelooflik lief. En daarom kom bied hy vandag ook sy genade vir ons elke een aan. Die tweede woorde van die engel wat ek vandag na wil kyk is, dat hy vir Maria gesê het, en vandag vir ons ook hierdie woorde wil sê, die Here is by jou. Ek dink nie daar is enigsins belangriker woorde wat een van ons ooit wil of sal kan hoor as hierdie woorde nie. Jy is nie alleen nie. God beloof, as jy hom aangeneem het, as jy hom vra, sal hy by jou wees en hy sal jou nooit verlaat nie. Hierdie groot waarheid is vasgevang in die boodskap van Jesus se koms na die mense hier op aarde en ook sy dood aan die kruis, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat dit nooit weer nodig sal wees dat een van ons
van God verlate sal wees nie. Maar God is nou met ons. Hy is Immanuel. So gereeld gaan ons deur ons eie moeilike hartseer tye, selfs ons eensame tye, daar wanneer die sorge en die probleme, of self dit nou sosiaal of werkdruk of waar ook al is, soms vir ons voel of dit net te veel word. Ons vind ons baie keer so geïsoleerd van die wêreld af. Dit voel of niemand ons verstaan nie. Niemand bewus is van die wroging, die seer, die hartseer, die ongeluk hier binne in my nie. Wanneer ons onsself so tussen mense bevind, veral oor sulke tye soos nou in hierdie feestye, kan ons baie keer wonder om sin te sien in die lewe en alles wat hier aangaan. Maar dan kom die engel vandag en hy kom praat met elkeen van ons weer met hierdie woorde, as hy vir jou wil kom verseker, die Here is by jou. Jy is nie alleen nie. Jesus het gekom. Hy het ons beloof dat hy ons aanneem as deel van God se familie en ons nooit alleen sal los nie. En dat hy saam met ons hierdie pad wat ons hier op aarde stap, elke dag saam sal loop. Dis amper Kersfees. Ons is nou by die eerste Adventsondag van die 4 voor Kersfees. En die Here kom met hierdie waarheid weer eens vandag deur sy woord na elke een toe van ons. Hy wil dit vir jou kom openbaar. Jy is nie alleen nie. Hy is by jou. Hy sal jou nooit alleen los nie. Jy sal nooit alleen wees as jy sy hand vat nie. Nie as jy hom aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie. Hy is daar vir jou. Hy wil daar wees vir jou. Wat dan ons nou by die laaste punt bring? Die verdere woorde van die engel aan Maria was, moenie bang wees nie. Vandag is hierdie woorde ook daar vir jou en vir my. Want o, glo my, ons almal kom by tye waar ons twyfel, tye van swaar, tye van mismoedig voel, waar ons nie seker is oor wat wag nie, waar ons nie weet waar ons die energie vandaan gaan kry om ook deur hierdie Christusfees, Kersfees, Nuwejaarstyd te kom nie. Jesus kom vir ons sê, moenie bang wees nie. Jesus het jou ongelooflik lief. En met hierdie aankondiging van sy koms na die aarde toe, word hierdie boodskap opnuut weer aan elke een van ons gebring. Weer klank dit vandag weer landwyd, wêreldwyd. God het jou lief. Moenie bang wees nie, moenie opgee nie. God se doel daarmee was om ons almal te kan 'n kans bied om gered te kan word. Ons word uitkoms gebied van dit wat ons eintlik verdien, wat die verderfenis is, ondergang. Om dit te kan vryspring, om vrygekoop te wees, om kinders van God genoem te word. Kinders van God wat die ewige lewe by God kan beerwe, saam met hom eendag in die hemel sal wees. Die koms van Jesus moet vir ons as kinders van God net die mooi en blydskap en vreugde en liefde kan inhou. En daar behoort geen teken van vrees in ons te wees nie, want dit is goeie nuus. Vir ons is die koms van ons verlosser en saligmaker die beste nuus wat ons mag kry. Onthou, Jesus se koms is 'n boodskap van verlossing. Hoekom laat ons dan soms toe dat die duiwel ons oortuig daarvan, dat Jesus eintlik net gekom het om ons te wil veroordeel, foute soek met ons, 'n rede te kry om ons af te skryf? Dis glad nie wat die woord van die Here ons leer nie. Jesus kom met oop arms voor elke liewe een van ons vandag staan en kom vir ons elkeen sê, ek is hier vir jou, my begenadigde. Ek is by jou. Jy hoef nie bang te wees nie. Onthou net wie jou gemaak het. Hy weet van elke fout wat daar in jou is.
maar hy weet ook van al jou mooi, van al jou sterkpunte. Daar is nie 'n vraag of jy enigstens volmaak of naby volmaak is nie, want jy is nie, niemand is nie. Dit is die grootste fout wat iemand kan maak om te dink dat ek sonder sonde sal moet wees of perfek voor die Here my kan lief hê of my aanneem. En as iemand vir jou sê hulle is sonder sonde, dan jok hulle, en jok is ook 'n sonde. Ons maak almal gereeld foute. Ek maak gereeld foute. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. In Galasiërs 5 en 6 lees ons juis dat daar 'n duidelike stryd in ons elke een se lewe is. Die stryd tussen wat goed en sleg is, reg en verkeerd. En ons vind dat hierdie stryd by ons sal wees totdat ons oor die dag op hierdie aarde sal toemaak. Die vraag is nie of daar goed of sleg in jou is nie, want albei sal probeer om die oorhand oor jou te kry. Die vraag is eerder, watter stryd stry jy? Is dit wat jy die beste sal poog om jou alles vir die Here te gee? Is dit jou behaag, die wens van jou hart, om die goeie stryd te stry? Om elke dag jou beste te gee, om reg te lewe vir die Here? Dis waar dit tog gaan. Die vlees en die gees. Want wat die vlees wil hê, dit lei tot die verderf. Maar die gees weet tog wat reg is. As ons na Johannes 3 vers 16 kyk, sommer my ou vertaling, dan lees dit, want so lief het God ook vir jou gehad, dat hy sy enigste seun Jesus Christus gegee het, sodat as jy in hom sal glo, jy nie sal verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Maar dit laat jou met 'n keuse. Wat is dit wat jy hierdie Kersfees onder jou kersboom wil hê? Is dit die boodskap dat Jesus jou so liefhet, dat hy jou wil red, dat hy sy verlossing en sy genade vir jou wil gee, dat hy sy hand uitsteek vandag na jou toe en sê ek is by jou, ek sal jou nooit alleen los nie, jy hoef nie meer bang te wees nie. Want as dit so is, dan sal God sy woning ook binne en by jou maak, en jy sal kan verseker wees van sy teenwoordigheid. Of, jy kan natuurlik ook kies om hom nie in jou lewe in te nooi nie. Jy kan natuurlik ook kies om hierdie geskenk wat vandag weer eens vir jou aangebied word, God se redding en sy genade, onoopgemaak te los onder die kersboom hierdie jaar. Dan kies jy die pad van die vlees, die pad wat jy alleen sal moet loop. Dan het jy rede om bang te wees. Vir die res van ons wat reeds ons geskenk ontvang het, is hierdie boodskap nog steeds 'n goeie tyding. Want ons word weer eens net herinner aan hoe groot die genade van ons Here is, wat ons alreeds ontvang het. Die goeie nuus dat ons nie alleen is nie, en ons het geen rede om te vrees nie. Want hierdie is die boodskap van Kersfees. Kom ons gaan dra dit dan uit, aan 'n wêreld wat uiteindelik so brood nodig het om te hoor. Kom ons gaan vertel dit vir die wêreld. Kom ons gaan deel die Here se liefde met ander in hierdie Kerstyd. Moenie toelaat dat jy moesmoedig raak, dat jy alleen voel, of dink jy kan nie meer aangaan nie. God self kom bied sy hand vandag vir jou. Kom steek sy hand uit na jou en kom nooi jou, kom na my toe. Ek sal jou help, ek sal jou dra. So is daar so baie Christenmense daar buite, wat ook bereid is om jou te help in hierdie tyd. Jy is altyd welkom om uit te reik na ons toe. Ons is daar vir jou. Jesaja 9 vers 5 en 6 sê vir ons, vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors.
Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. God is daar vir jou. Jy is nie alleen nie. Hy nooi jou vandag, kom vat my hand. Ek sal jou nooit alleen los nie. En hierdie Kerstyd wat ons nou ingaan, waar daar soveel klem geplaas gaan word op geskenke, wat ons werklik soek, is dit my gebed dat elke een van julle waarlik sal soek na ons Redder, 'n dieper verhouding met hom, waar ons sy woorde sal hoor wanneer ons begin twyfel of swaar trek. Jy is sy begenadigde. Sy genade is vir jou genoeg. Jy hoef nie bang te wees nie. Hy sal by jou wees en hy sal jou dra. As jy net jou hand sal uitsteek na hom toe, sy hand sal vat en hom aanneem. Maar dis 'n geskenk vir jou. Dis verniet. Kom ons bid dan saam. Here, dankie dat ons hierdie wonderlike woord van U weer eens kon hoor. Dat U elke toehoorder vandag wil verseker van U groot liefde vir ons. Daar waar ons soms mag twyfel of ons dit enigstens werd is of ons dit verdien, wil U weer eens vir ons kom sê, dit gaan nie daaroor nie, ons kan dit nie verdien nie. Dis 'n geskenk dat U ons liefhet, nie oor ons perfek is nie, maar ten spyte van die feit dat ons dit nooit kan wees nie, maar omdat U ons aangeneem het as kinders en ons U as Vader, sal U ons nooit alleen los nie. Help ons om ons oë gefestig te hou op U. Mag die Kerstyd wat ons nou binne gaan, elke oomblik net meer en meer duidelik vir ons uitkom as 'n Christusfees, 'n tyd waarin ons U teenwoordigheid soek, dit sien en dit sal ervaar. Dankie vir die grootste Kersgeskenk ooit. Amen. Dan sê ons wil net baie dankie sê aan die nooddienskapelaanskap. Dit was Dominee David Nieboer. Hy is die president van die nooddienskapelaanskap en hy gaan vir ons hierdie volgende paar weke woord bedien. En ek wil net baie dankie sê vir sy tyd wat hy afgestaan het, juis met die voorbereiding en die opnames van sy woord. Nou, ek wil baie dankie sê vir elkeen wat ingeskakel was. Ek sien julle volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Kruiskyk TV.